Goeiemôre volk van Israel, ek bring vir julle boodskap en hierdie gaan oor die Pasga wat so pas verby is. Vandag is die 14de April en dit is nou amper 9 uur. In Lukas 23 vers 37 lees ons: As u die koning van die Jode is, verlos u self. Vers 38, en daar was ook 'n opskrifboom geskrywe in Grieks, Romeins en Hebreëus. Koning van die Jode. So as die Vader die koning van die Jode is en hy die geslag van Dawid, hoekom noem ons hom na 'n Griekse god se naam Jesus? Dis ook nie die Afrikaanse naam nie. Kom ons lees verder. Ons lees daar in Exodus 3 vers 18: En hulle sal na jou luister, dis Moses waarvan hy praat. Moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan en julle moet vir hom sê: Jahwe Elohim van die Hebreërs het ons ontmoet, en laat ons dan toch 3 dagreise in die woestyn intrek en aan Jahwe ons Elohim offer. Daar sien ons ook dat die Vader was 'n Hebreër uit die geslag van Dawid, Juda. Kom ons lees verder wat sê die woord. En ek bring vanmôre julle hier ding, want ek was 45 jaar in die NG Kerk mislei, en hulle het ons geleer om die Jode te haat. En mense, wie het Vader gekruisig? Ons is geleerde Jode. Nee mense, kom ons lees wat sê die woord. Handelinge 2 vers 36. Laat die hele huis van Israel, dis ons, sekerlik weet dat Elohim hom meester, die Messias gemaak het, hierdie Yeshua wat julle gekruisig het. Hy sê dan Handelinge 3 vers 12, en toe Petrus sien, sê hy vir die volk Israeliete: Waarom is julle hieroor verwonderd, of waarom kyk julle ons aan, of ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het, dat hy loop? Die Elohim van Abraham, Isak en Jakob, die Elohim van ons vaders, het sy kind Yeshua verheerlik, hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. Sê ek en jy nie elke dag, Vader het vir ons sondes gesterwe nie? Maar julle sê die Jode het hom gekruisig? Jy het hom gekruisig, jy en die Romeine. Daarom is julle vasgeval in Christianity, onder Babylon, Rooms-Katholieke. Hy sê, en die leidsman het julle tot die lewe gedood, maar Elohim het hom uit die dode opgewek, waarvan ons almal weet, en getuies is. Hy sê, nou broeders, ek weet dat julle dit uit onwetendheid gedoen het. Hoekom sê Vader dit? Julle het dit uit onwetendheid gedoen. Kom ons lees wat sê die woord. Hy sê daar in Matteus 17 vers 22, terwyl hulle in Galilea rondgaan, het Yeshua vir hulle gesê, dat die seun van die mens sal oorgelewer word in die hand van die mense. En hulle sal hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan, en hy sal baie bedroef word. Wow. Vader lees die lewe af vir ons. Dit word nie vir ons uitgewys of gelees nie. Kom ons lees verder wat sê die woord in Johannes 10. Vers 11. Ek is die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Dis ek en jy. Maar die heerling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En dit het hy gepraat hier van julle leraars van kerke. Hulle vertel jou nie die waarheid nie. Wanneer wil julle luister? Hy sê in vers 14, ek is die goeie herder, ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir my skape. Hy sê daarso in vers 17, daarom het ek die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. So ek en jy moet luister na die Lewiete, na Moses. Dis wat hy vir ons hier leer uit die boek. Kom ons lees in Maleagi 2 van vers 4 tot 8.
Hy sê daar, en julle sal gewaar word dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê Jahwe jou Elohim van die leerskare. My verbond met hom was die lewe, die vrede. Ek het dit aan hulle gegee tot vrees, en hy het vir my gevrees en my naam gebewe. Betroubare regslees was in sy mond, onreg is op sy lippe nie gevind nie, in vrede en opregtheid het hy met my gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring. Met ander woorde, wetteloosheid. En op hierdie oomblik is julle wetteloos, want julle doen nie wat hierdie woord sê nie. Julle luister na julle leraars van kerke, en hulle wys nie vir julle hierdie goedheid nie, want hulle lees dit nie eers vir jou nie. Hy sê in vers 7, maar die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper. Hy is die boodskapper van Vader Jahwe, van die leerskare. Hier sê hy vir jou, jy sal nie jou lering ontvang van 'n dominee en 'n pastoor nie, teologie nie, van 'n Jood, 'n Levi. Hy sê, maar julle het van die weg afgewyk, julle het baie deur julle onderrig laat struikel, julle het die verbond met Levi verbreek, met die boeke van Moses, sê hy, sê Jahwe van die leerskare. Hy sê, so maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die volk, omdat julle my weer nie hou nie, partydig handel by die regspraak. Dit is wat ons volk doen, ons luister nie. Volk, ek sê vandag, Vader se dag en nag wagte uit om julle te waarsku. Wie oor het om te hoor, luister. Mag julle geseënde dag hê. Shalom. My naam is Frikkie Roubach. Julle kan my skakel by 064 9466 312. Enige vrae. Shalom en 'n geseënde dag vir julle.